welkom by vandag se oordeenking. Is lekker om saam met julle te kuier. Nou, ek is François en ek help by die tieners uit. Nou, toe ek hoor ons praat oor wysheid, wou ek 'n paar van my tieners gekry het om bietjie wysheid te kom deel met julle, want jy kry nie slimmer en wyser as 'n tiener nie, maar so wys soos wat hulle is, het hulle gesê, hulle dink is beter dat ek dit kom doen, want hulle is by die skool. En ek wil vandag 'n teks met julle deel uit Spreuke 29 vers 18 wat sê: wanneer 'n volk nie duidelikheid het oor die wil van God nie, verloor hulle koers. Nou, dit laat my nogals dink aan, as jy iemand volg, jy ry agter hulle aan in jou kar en jy weet nie waarheen is jy op pad en jy vra vir hulle, waarheen toe gaan ons? Hulle sê, nee man, vertrou my net en volg my net en jy sal sien. Jy sal sien waarheen ons gaan. En dan ry jy, die kar voor jou is net oor die oranje lig, jy stop, want jy wil nou nie oor die rooi lig ry nie, en dan raak jy paniekerig. Jy dink, maar waarheen toe gaan ek? Want daar was nie mooi met jou gekommunikeer, waarheen toe gaan ons volgende nie, en jy ry dan, en dan ry jy blindelings. Nou sien, dis baie keer hoe ons lewens is. Ons voel, ons stop by 'n verkeerslig in ons lewe, en dis wanneer ons begin bekommerd raak oor goeders. Nou dalk is jy op skool, en jy dink, gaan ek eerste span maak, ja of nee, want is nou proevetyd, of dalk dink jy, hoe gaan ek hierdie maand vir my gesin sorg? Nou ek het nog nie 'n gesin nie, maar ek hoop om enige gesin te kan hê, en dis iets waaroor ek nou al bekommerd raak partykeer. Dat ek wonder, gaan ek vir hulle kan sorg? Sien, en dan raak ek paniekerig en dink, maar wat is die volgende stap? Maar in plaas daarvan vir ons om paniekerig te raak wanneer ons voel daar's 'n rooi lig voor ons, moet ons stil staan by God se woord. En as jy gaan kyk na in 2 Kronieke 7 vers 14, is daar teksvers wat sê, humble yourself before God and he will save your land. Nou sien, dis wat ek en jy moet doen, is ons moet stil staan by die Here. Ons moet ophou om distracted te raak van dit wat om ons aangaan, en vir die Here sê, Here, ek kom sit myself nederig voor u voete neer. Want sien, as jy nie nederig is nie, is dit baie moeilik om wysheid in te neem. So wat die teksvers vir ons leer met hierdie teksvers is dat jy moet nederig voor God gaan sit, sodat hy vir jou duidelikheid kan gee vir die koers waarin jy moet gaan. Nou jy weet wat dit is, jy weet wat is jou rooi lig op die oomblik, wat is dit waarby jy stil staan. So ek wil jou vra om saam met ons te bid, en jy's daai by God se voete te los en te vra, Here, maar waarheen toe gaan ek as u vir my nou die groen lig weer gee om vorentoe te gaan? Kom ons bid saam. Jesus, ons kom sê vir u dankie dat u nie 'n rooi lig is waarby ons stop en dan nie weet waartoe om volgende te gaan, Here. Dankie dat u ons nooit in die duisternis los nie, dat u ons nooit los sonder wysheid, Here. Here, ek vra vandag dat ons in nederigheid by u kan kom stil sit, by u voete kan kom sit en antwoorde kry, duidelikheid kan kry vir die rigting wat u wil hê ons moet gaan. Here, dankie dat u 'n God is wat luister. Here, dankie dat ons bekommernisse by u voete kan kom sit en vorentoe kan beweeg. Here, ons vra al hierdie in Jesus se naam, Here, dat wanneer ons elke dag aanpak, die res van hierdie dag aanpak, dat ons sal weet, maar u ry nie vooruit en los ons agter nie. Dankie dat ons dit in u naam kan vra. Amen. So mag jy vandag, wanneer jy voel jy het 'n rooi lig gekry, net in nederigheid by die Here se voete gaan stil staan. Dankie julle, lekker dag.